these dry bones. I know that you're alive. You call me one of your own. In my heart you made your home. I know that you're alive. I'm coming alive. I'm coming. I'm coming. We will make him known. Jesus is alive. He's alive. We will shout it out. Jesus is alive. He's alive. To all the dry and weary souls, take joy, take heart, be filled with hope. I know that he's alive. To all the ones who have no hope, get up and run, we're going home. I know that he's alive. I'm coming alive. I'm coming. I'm coming. We will make him known. Jesus is alive. He's alive. We will shout it out. Jesus is alive. He's alive. It may get loud, the grave is empty now, and it may get wild. His love is like no other. It may get loud, the grave is empty now, and it may get wild. His love is like no other. We will make him known. Jesus is alive. He's alive. We will shout it out. Jesus is alive. He's alive. Great, goeienaand, baie welkom by Lewende Woord. Ons is bly vir elkeen wat vanaand hierso is. Ek gaan jou vra om so vir 'n oomblik op te staan, iemand langs jou 'n high five te gee, 'n druk, en dan gaan ons harte sommer net so voorberei in 'n tyd van aanbidding. Great. Ek het partykeer moet jy jouself regstel of korrigeer. Ek het verlede week gesê ons gaan staan Target Live. Ja, welkom. Ons sukkel partykeer met die Target Lifers. Maar gelukkig is Abel hierso en hy is lief vir hulle. Ons ook. Moet ek myself korrigeer. Ek het verlede week gesê ons is aan die einde van
van die verhoudingsreeks en toe het Emma en Werner so goed gedoen dat ons weer aangaan met die verhoudingsreeks. Ons gaan weer aangaan vandag met 'n verhoudingsreeks. So ek weet nie of jy opgewonde of nie opgewonde daaroor is nie, maar die Here wil iets rondom verhoudings kom establish. En ek dink die eerste belangrikste verhouding waar enigiets kan wees, is nie noodwendig in 'n huwelik nie, maar is jou verhouding met die Here. Is dit nie so nie? En waar jy begin en sê, Here, ek is vanaand hierso by die kerk nie toevallig nie. Ek is vanaand by die kerk omdat ek 'n verwagting het vir dit wat U wil inspreek tot my lewe. En ek weet dat die Here vanaand iets wil inspreek in jou lewe en dat ons nie net bymekaar gekom het vandag om te sê, "Jesus, dis 'n goeie idee, dit is weer 'n keer Sondag en kom ons doen maar net daai ding wat ons elke Sondag doen nie." Maar ek vertrou dat die Here vanaand iets vars en iets nuuts in jou lewe sal doen. Dat dit great sal wees, dat die belewenis van dit wat jy vanaand sal hê in hierdie diens, iets sal wees soos wat jy hier ingestap het, 'n verandering sal bring en dat jy anderste hier sal uitstap vanaand. En as jy saam my stem, wil ek hê jy moet net vir 'n oomblik 'n verklaring aan die Here maak. Sê, Here, ek verklaar dat dit wat U vanaand in my lewe wil inspreek, dat dit iets vars sal wees. En so op 'n oomblik, so in jou eie woorde, ons gaan nie saam 'n verklaring maak of saam 'n skrifgedeelte lees nie, maar ek gaan vir jou 'n oomblik gee waar jy jou net vir 'n oomblik met die Here connect en sê, Here, ek wil net met U praat. Ek wil net vir 'n oomblik vir U sê, dit is wat my verwagting is. Here, dis wat ek vertrou. As ek nou in 'n tyd van aanbidding ingaan en soos wat Werner en Emma die woord vanaand gaan bedien, Here, en soos wat ons 'n tyd van bediening gaan hê dalk aan die einde van die diens. Here, wil ek beskikbaar wees dat U Gees met my kom praat. Kan ek so vir 'n oomblik jou tyd gee om net met die Here te gesels? Geen pressure. Moenie iets wees wat jy nie is nie. Sê vir die Here, Here, hierso is ek. En dan gaan ek saam net vir ons bid. As jy vanaand deel op ons internet is jy so welkom deel van hierdie diens te wees. Here, ons kom vanaand soos wat ons in hierdie auditorium is, Here, en ons kom verklaar ons afhanklikheid van U. Here, ons wil vir 'n oomblik kom en ons wil kom oorgee dat U Heilige Gees kan kom spreek in ons lewens in, net soos U wil. Here, dankie vir aanbidding. Here, dankie dat U al die lof en aanbidding verdien. Here, elke woord wat ons nou gaan rig tot U in sang, Here, in lof, Here, dit verdien U en nog soveel meer. Here, dit wat ons nie eers in woorde kan express nie. Here, verdien U en soveel meer. Ons kom vanaand saam met die ouderlinge in die hemel en ons kom sing, heilig, heilig, heilig is die Lam van God, wat is, wat was en wat vir altyd sal wees. En as jy saam my stem, kom ons gee die Here 'n lofoffer en ons maak sy naam groot. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open
your glorious name. You give and bless each day. You give and bless each day. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and bless each day. You give and bless each day. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name.
woord sê, Romeine 8, dat die gees van God getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ek hoor dit in die mooi oomblik, amper die oomblik van stilte, dat die gees van die Here in harte, in jou hart, net dieselfde woorde wat jy sing, vir jou ego. Dis God die Vader wat vir jou sê, deur die Heilige Gees,
jy is syne. Jy het 'n seenskap, 'n dogterskap, wat nie weggeneem of teruggeneem kan word nie. En in hierdie familie, hier behoort jy. Dankie Here. Mag jy dit anker in elke hart. Mag jy elke hart, elke gedagtegang daarmee seël. Here, dat ons aan U behoort. En dat dit seker en vas staan. In Jesus naam. Amen. Amen, baie wonderlik. Jy kan dalk net omdraai, persoon langs jou dalk net groet, agter jou voorstel. Wonderlik, ons het laasweek eintlik vir die hele maand deel ons oor verhoudinge, en hy wil vir my eendag gevra om nou laasweek te deel, en ons het so 'n bietjie, een van die belangrike punte, dalk die belangrikste punt wat ek gemaak het, is wat is liefde? Hoe definieer ons liefde? Hoe beskryf ons liefde? En dit is so, digters skryf boeke daarvan vol, elke liedjie wat jy hoor op die radio het waarskynlik, wel ver groot meerderheid, het die liefde as 'n tema. As jy woordeboekdefinisie van liefde lees, dan weet jy nie lekker wat om daarvan te dink nie. Jy dink miskien is die digters en al die liedjieskrywers miskien nodig om dit net so 'n bietjie te verduidelik. Nou dit is so dat liefde en emosie en alles wat daarmee saamgaan is net so 'n groot konsep dat dit regtig moeilik is om te definieer. Maar die groot bewys van liefde lê nie in 'n definisie nie, lê nie in 'n groot omskrywing nie, maar lê in die hart van die evangelie. In die bekendste vers in die Bybel stel dit so duidelik, stel dit so mooi. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou eintlik wat dit sê is, wanneer liefde gedefinieer word, en die liefde as 'n selfstandige naamwoord gebruik word in die Nuwe Testament, volg daar 'n bepaalde werkwoord. En daai werkwoord is gee. God het sy liefde bewys aan wat hy bereid was om vir my en jou te gee. As Johannes vir ons sê in 1 Johannes 4, God is liefde, dan bedoel hy daarmee, God het homself gegee en hy hou aan om homself vir ons te gee. Dit is God, is liefde. Ek wil jy moet dit verstaan, dat die evangelie het na ons toe gekom. Jy kan jouself 'n kind van God vandag noem, omdat God gegee het. Hoe is ek en jy dan as kind van God dankbaar vir dit? Op dieselfde manier antwoord ons God se liefde. Ons gee vir hom. Nou die eerste belangrike gee, is jy moet jouself vir die Here gee. Maar vanuit daai plek, vanaf daai oorgee van jouself, vloei daar allerhande ander vrygewigheid. Vrygewigheid teenoor die evangelie, vrygewigheid teenoor ander mense, maar ook natuurlik vrygewigheid teenoor die kerk, wat die platform stel van waaruit die evangelie verkondig word, wat 'n gemeenskap verteenwoordig van waar gelowiges, kinders van die Here, bymekaar kan kom. So vanaand as jy gereed maak om jou offergawe te gee, hou dit in gedagte. Die Here se liefde is dat hy homself vir my gegee het. Ek kan nie anders, of ek kan nie sy liefde op enige ander manier antwoord, as om myself ook vir hom te gee nie. En daarom gee ons ook uit dit wat ons het. En dit wat die Here aan ons toevertrou. Ek gaan bid, en dan daarmee vra, dat die diakens, wel, dalk net 'n oomblik nog wag, maar ek gaan net bid oor die offergawe, en dan gaan ons oor die oomblikke waar die offergawe opneem. Vader, soos elkeen in sy en haar hart voorneem om te gee, Here, mag U vanaand hierdie offergawe gee, ontvang. Here, is ook deel van ons, wat ons self vir U oor en terug gee, soos wat U self vir ons gegee het, in Jesus naam. Amen. Nou wil ek net vra as die diakens net kan staan vir 'n oomblik, voor die offergawe opneem. As jy hier vanaand, as jy is 'n besoeker, dalk vir die eerste of tweede keer by Lewende Woord, wil jy net vir 'n oomblik net jou hand opsteek nie. Ons sal graag vir jou besoekerskaartjie wil gee. Dankie, ek sien enkele hande. Die diakens gaan net toe gestap kom vir jou besoekerskaartjie gee. Ons vra dat jy daai kaartjie vir ons net invul, en dan direk na die diens het ons 'n jong volwasse span wat baie graag jy sal wil ontvang. Ons koffiestasie agter, jou net so 'n bietjie wil ontmoet. Ons gaan nie iets aan jou verkoop nie.
Jy word nie 'n lidmaat nie, ons wil regtig net jou ontmoet as enige vrae van jou kant af is, en as ons graag kan help. So as jy 'n besoeker is en jy 'n kaartjie ontvang, uit by die deure agter in die auditorium, as jy in die voorportaal, onmiddellik links is 'n kafeteria, deur die kafeteria agter, is daar 'n lokaal wat gemerk is, visitors, besoekers, dan ons jou baie graag daar wil ontvang na die diens. Baie dankie, die diakens kan dan die offergawe opneem, terwyl dit gebeur, dan speel ons sommer die familienuus ook. Jy word genooi om die kursus Vrymakende Waarhede by te woon. Wat beteken vrymakende waarhede? Die oomblik wat jy tot wedergeboorte kom, is jy 'n nuwe skepsel. Wettiglik het die ou dinge verbygegaan. Posisioneel moet jy die land van jou belofte in besit gaan neem, want jy is 'n produk van die raamwerk van jou verwysing. En dis wat vrymakende waarhede is. Dis waarhede wat jou losmaak van die verlede en jou help koppel aan die wonder van die nuwe skepsel in Christus Jesus. It is exciting for us to invite you to the prophetic school. A desire to hear is a spiritual ear. Come and join me on the 23rd of April, together with Dr. Chuck Day and Neville Norden and the amazing prophetic team, as we guide you into truth and we guide you in leading you in this amazing prophetic gift that God has given to us in the church. Hi everybody, my name is Jolene, and I would also like to invite you to the Level 1 Prophetic School on Thursday mornings at 9 o'clock. You will enjoy the prophetic class, you will learn about the prophetic voice, and we would love to invite you. If you've got flexi hours or you are available on Thursday mornings, please, we would love to see you there. My name is Tilly, and I'm inviting you to the prophetic school on a Thursday morning, level 2. The biggest quest for many Christians is to hear the voice of the Lord. Jesus himself assured people that my sheep will hear the voice. At the prophetic school, we are here to teach you step by step how to hear the voice of the Lord. And we can assure you that this will change your life and your journey with the Lord forever. Here is opgewonde oor jou roeping. Ons is opgewonde om saam met jou deur hierdie journey te gaan, om die goud te ontgin wat daar binne in jou is. Ons inleiding vir die kursus begin die Woensdag aand, waar ons vir jou memory stick gaan gee. Op daardie memory stick is al vraelyste, en met daai vraelyste gaan jy tyd hê om so 'n bietjie dit in te vul, en ons gaan ontledings doen dan oor die Vrydag en die Saterdag wanneer ons saam op die kursus is. Om duidelikheid oor jou roeping te hê, kan jou lewe geweldig bemagtig. Ons sien jou daar. Was hy wonderlik, net dalk 'n bietjie terugvoer vir ons, kom met die woord vanaand. Vanoggend het ons interessante oggenddiens gehad. Die krag het uitgegaan. So 8 minute voor die diens moes begin, so dit was interessant om die mense te sê. Ons het dit maak werk, dit was vir ons eerste diens. En dan het ons 11:15 het ons 'n polisiewaarderingsdiens gehad. Wat ons nou met samewerking baie van die polisie se topstrukture en van die naaste polisiestasies. Dit is 'n klomp polisielede genooi en ek kan bly wees om te sê ek skat daar was seker vanoggend so 70 polisielede teenwoordig gewees, waar die nasionale kommissaris van polisie, generaal Ria Pega, ingesluit het. So was ons 'n lekker voorreg om haar hier te gehad het, en toe kon ontvang as deel van die diens, en die polisielede voel net deur wat vanoggend hier gebeur het so versterk, en so bemoedig. Dis Lewende Woord se voorneme om nou met veral die polisiestasies naby ons goeie verhoudinge te hê en te handhaaf, te sien wat die Here van hier af vorentoe sal doen. Dit is belangrik dat 'n gemeente betrokke is by sy gemeenskap. Deur Koun is Lewende Woord baie sterk betrokke alreeds by die skole. Die polisie is 'n wonderlike oop deur vir ons nou. En ek sien net dat Lewende Woord 'n
'n groter en groter rol kan speel binne ons stad, selfs binne ons provinsie, en dalk nog baie verder as dit. Nou, ons deel hierdie maand oor verhoudinge. En Neville het nou laasweek vir my en Emma gevra om te deel oor verhoudinge, en toe waag het hierdie week nou weer. So ons sal nou sien wat te sê het vanaand. Maar daar's baie te sê oor verhoudinge. Ons het laasweek eintlik baie leidend gepraat, inteendeel in 'n diens of selfs 'n paar dienste, daar's ook maar net soveel wat 'n ou kan sê oor verhoudinge en wat maak 'n verhouding werk en wat nie. So ons het laasweek so 'n bietjie meer in leidend gedeel, ek en Emma. Hierdie week kyk ons 'n bietjie meer na, kom ons noem dit maar ernstige verhoudinge, maar eintlik meer spesifiek die huwelik. Miskien 'n skrifgedeelte om mee te begin, en dan is dit 'n goeie plek om sommer na die skrifgedeelte te bid, want ons behoort te bid voor mense oor hierdie goed praat. Prediker 9, vers 9. Dis my enigste skrifgedeelte vanaand. Hy sê: geniet die lewe, sien daar is dit. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Al die dae van die nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son. Al jou nietige dae. Nou kom ons vergewe hom vir sy depressiewe toon. Want dit is jou deel aan die lewe en in jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. Die Nuwe Afrikaanse vertaling gebruik daar in die middelgedeelte. Hy sê dit is jou porsie in die lewe. En wat die prediker Salomo hier sê vir 'n jong man wat sal luister, hy sê jou lewe word gedefinieer eerstens deur die vrou met wie jy trou. Jou huwelik en jou gesinslewe wat daaruit vloei. Dit is jou lewe. Daarby saamvoeg hy sê die arbeid wat jy verrig. Dis daai deel van jouself wat jy uitleef met die gawes en talente wat die Here vir jou gegee het. Maar dit is interessant dat hy nie geld noem in hierdie gedeelte nie. Geld, en ek hou daarvan as dan of geld verwys word as 'n lewensmiddel. Want dink net daaraan, die huis waarin jy bly, die kar wat jy ry, dit wat in jou bankrekening is, daai is maar net 'n middel. Dit maak die lewe of makliker of moeiliker of bepaal hoe groot of hoe klein die huis is. Maar dit is nie die lewe nie. Jou lewe word bepaal eerstens na jou verhouding met die Here deur jou naaste verhoudinge. En as jy getroud is dit jou huwelik. Die toestand en die welstand van jou lewe word daardeur en daardeur alleen bepaal. En terwyl ek nou hierdie lees, ek lees die eerste woorde geniet die lewe, dan dink ek aan lank terug toe nog met Target Life en so meer betrokke was. Hulle altyd daar's 'n jaarlikse kamp gewees by Kolata, dis hierso net noord van Pretoria. En die reël wat een van die fasilitators gehad het, is hy sê dis die goue reël vir die kamp. En as jy by Kruiskamp was, het jy dit ook al gehoor. Die Kruiskamp het een reël nog altyd gehad. Die reël is geniet die kamp. So as jy nou by Kruiskamp weet nie so soveel jong volwasse optree nie, sien my tree nou meer soos 'n tiener op en jy wil by die trappe afgly en jy ruk onder jou toonhaal van die groot toon af, dan gaan een van die kampleiers net vir jou sê, geniet die kamp. Daar's niks meer om te sê as dit nie. So as jy nou ergens so voor jy moet nie 'n skorpioen byt jy, dan sê ons vir jou, geniet die kamp. As ek aan die begin van die kamp vir jou gesê het, moenie van die rooi kraan drink nie, drink van die rooi kraan en jy kry diarree, dan sê ek vir jou, geniet die kamp. Okay. Die waarheid is, baie mense, en dit is net so ironies, dat dit Salomo se raad is aan die jong man. Geniet jou lewe. Die Here het bedoel, dat jy 'n vervulde lewe sal hê, dat jy dit sal geniet, dat jy 'n storie het om te vertel, met dit alles saam. Nou, daar's te veel om te sê. Laat ek hierdie week begin waar ek laasweek geëindig het. Die grootste en die belangrikste waarheid wat jy moet verstaan, om van jou huwelik, en as jy nog nie getroud is, van jou toekomstige huwelik, 'n sukses te maak, is dit. En dit word ook genoem, die meestersleutel van sukses. Nou as ek vir die meestersleutel van sukses kan gee, dan is ek seker jy sal nou notas wil maak. Dit is eintlik baie eenvoudig. Die sleutel vir sukses in enigiets, en dit is eerstens van toepassing in die huwelik, is hierdie volgende woord. Dis net een woordjie, is toewyding. Die Afrikaanse woord, of die Engelse woord, commitment. En weet jy wat in die wêreld kyk na die huwelik met hierdie oë. Hulle sê daar's 'n dag wat 'n man en 'n vrou sal regtig baie lief is vir mekaar en aangetrokke is en al die goed en dit blom buite en die voeltjies sing, dan staan hulle voor daai kansel en hulle maak aan mekaar beloftes. Dis nie hoe 'n kind van die Here oor die huwelik behoort te dink nie.
Dink bietjie oor jou huweliksbeloftes of dalk die beloftes jy nog gaan aflê. Daai vraag wat jy antwoord, daai belofte wat jy maak, is nie 'n belofte aan die persoon reg oorkant jou nie. Dis bedoel om 'n belofte te wees aan die Here met betrekking tot die persoon oorkant jou, voor die kansel. Dis 'n baie hoër orde commitment, toewyding wat jy maak, as maar net 'n belofte aan 'n ander persoon. Jy maak 'n belofte aan die Here teenoor hierdie persoon. Dit stel hierdie eerste of belangrikste aardse verhouding van jou in 'n totale nuwe lig. Ek dink 'n mooi verduideliking van dit is die lewe van Luciano Pavarotti. Nou, Luciano Pavarotti het 2 groot passies gehad in die lewe, as 'n jong man. Hy wou graag skool gee, hy was 'n gekwalifiseerde onderwyser gewees. En, nou hy's Italiaans, moet dit onthou, so ek weet nie van nou pas te maak, wat was sy vakgebied gewees nie. Maar hy was 'n passievolle onderwys, hy wou onderwys gee. Maar hy was ook passievol oor opera. Toe op 'n dag, toe kom sy pa na hom toe. Toe sy so ouderdom 23, daar rond. Toe sê sy pa vir hom, "My son, Luciano, sit down." En hy praat met hom. Hy sê vir hom, en ek gaan dit nie verder net met my aksentjie probeer praat nie. Hy sê vir my seun, verstaan jy dit? Ek sien hoe jy op 2 stoele probeer sit. En solank as jy dit reg kry, gaan jy nie van een van die 2 sukses maak nie. Kies jy onderwys of kies sang, maar jy kan albei nie doen nie. En Luciano het toen hom sy werk bedank en hy het alles gegee vir 'n sangloopbaan. Hy deeltyds het hy gewerk as 'n kelner om dit te maak werk. Het hom nog 7 jaar gevat voor hy werklik eers 'n lewe kon maak van sy sang. So sukses of vreugde dan kom nie sommer net van self nie, dit verg wat ek 'n bietjie werk ook. Maar dit begin by 'n commitment. Dit begin by 'n toewyding. 'n ander manier om hierdie toewyding net in te kleer is uit die storie van Pavarotti is juist dit. Partykeer moet jy vir jouself om sukses te maak van iets, moet jy jouself van alternatiewe kan afneem of kan ontneem. En wat ek daarmee bedoel is, gestel nou jy's besig met 'n dieet van een van 'n aard. Weet jy wat gaan waarborg dat jy daai dieet nie gaan hou nie? Die aanwesigheid van alternatiewe. Die girl oor kan die werk wat 'n boks muffins begin werk te bring die dag wanneer jy nou begin het met jou dieet of vas of hoe dit ook al nou werk. Dis daai teenwoordigheid, dis daai aanwesigheid van alternatiewes wat dit net so 'n maklike verleiding maak en van jou dieet laat vergeet. En hier wil ek werk presies dieselfde. Die dag as jy trou, dan behoort jy te trou met hierdie gedagte van jy sit jou hele lewe in hierdie verhouding in. Vir jou is daar geen alternatief nie. Daar is nie die moontlikheid van egskeiding nie. Daar is nie, of die opsie van egskeiding nie. Ook nie die opsie van moord nie. Dis ook, moet ons ook net by sê. Jy is committed tot hierdie huwelik en hierdie verhouding en jy gaan dit maak werk, al vat dit alles. 'n Suksesvolle huwelik begin met hierdie belofte teenoor mekaar, dat niemand gaan nie. Niemand dreig om te gaan nie, en niemand kom en gaan soos dit hulle wil nie. Daar's 'n commitment teenoor mekaar, dit vorm die fondasie van die huwelik. Nou voor ek vir Emma oorgee, wil ek daarom net dit sê. Emma het laasweek dat klink asof ek kompulsief is. As jy laasweek hier was en jy weet waarvan ek praat nie, moenie bekommer nie. Maar ek moet daarom net dit vertel. Emma bel my die week. En ek hoor in die agtergrond Lukas, ons seentjie, 3,5, huil. Was 'n bietjie ongelukkig. Hy het daarom nie heeltemal huil nie. Toe vra ek vir Emma, wat gaan aan met die kind? Toe sê sy van die volgende: Lukas huil, want hy wil nie in mamma se kar ry nie. Mamma se kar is vuil. Hy wil graag in pappa se kar ry. Ja, uit die mond van die suigeling. As jy notes, ek dink myne is bietjie beter. And anyway, ja, daar was Adam en toe staan Eva. Ons praat vanaand spesifiek oor die hantering van pynvolle verhoudings. Nou, as jy nou hierso sit en jy's nou 'n man, wil ek vir jou sê, jy kan ook pyn hê in jou emosies. En as jy 'n girl hier is, partykeer het ons te veel pyn in ons emosies. So nie een van ons is gevrywaar van pyn in verhoudings nie. Ongelukkig het ons nog die toestand van sonde. Ons het as jy familie het en jy het mense om jou, gaan jy seer kry.
So dis die feit op die tafel, maar hier's die ding, is as ons praat oor emosies. Nou ek weet van hulle sê altyd ons girls is ons is baie in touch met ons emosiekant. Ons ken ons emosies baie goed. Party van ons hanteer dit nie altyd so goed nie. Ons sal nou by dit kom. Maar die emosies wat jy beleef, het jy 'n man of 'n vrou, het ons almal het emosies. God het vir ons emosies gegee. En daar's 'n stelling wat sê dat 80% van sukses in besigheid het te doen met emosionele intelligensie. Nou ek weet nie nou waar dit is nie, maar ek wil vir jou ook sê dat self in die huwelik, dat sukses het baie te doen wel ook met emosionele intelligensie. Dat of jy nou man of 'n vrou is en of jy nou meer in touch is met jou emosies of nie, dat daar is emosionele intelligensie. Nou ek wil 'n baie belangrike ding aanraak en daar's nou eintlik so baie om te sê oor emosies en want dis eintlik wat seer kry meeste van die keer. Gewoonlik is dit as jy nou dink aan die pyn wat jy nou al beleef het in 'n leerstelling of iemand wat woorde gebring het of jou maat wat al vir jou iets gesê het en jy het aanstoot geneem, die pyn word beleef in ons binneste in ons emosies. Nou dit is so, as ek nou en dan vir Werner 'n klap gee oor die kop, hy kan fisiese pyn ook beleef. Ek doen dit nie. Maar so ja, daar is gevalle ook by fisiese pyn, maar eintlik is die grootste seer wat ook kan lei dan tot 'n verhouding wat opbreek, is die emosionele pyn wat ons beleef. Nou, die grootste ding, en dis my partykeer ding wat my seer maak en baie keer wat ek sien in mense wat op die punt staan van egskeiding, is baie keer is iets wat ek noem die onderdrukking van emosies. Ek onthou 'n vriendin kom na my toe en sy is totaal in skok. Sy was 'n paar jaar getroud, sy is totaal in skok. Sy sê vir my man sê net vir my, hy is nie meer lief vir my nie. Sy sê, en sy het dit glad nie verwag nie. Hy het nooit met haar gepraat nie. Hy het al die emosie letterlik geonderdruk. En hier is die girl, sy is totaal in skok, sy weet nie wat ek kan toe nou nie. En hier is die gevaar van die onderdrukking van emosie. Hulle het 'n eksperiment gedoen, wat die sielkundiges nou gedoen het, en hulle het letterlik flieks gewys soos thrillers en horror movies, en hulle het die mense gaan laat sit voor die fliek, en hulle het agtergekom dat die persone wat voor die fliek sit en kyk, en die emosie beleef, soos die vrees wat kom, of die vrou wat haar man nou gaan doodmaak, of wat ook al, hulle het die vrees, die mense wat die vrees, was mense wat die emosie beleef het, en dit nie geonderdruk het nie. En toe het hulle mense gehad wat die emosie totaal onderdruk. So as hulle nou 'n romantic comedy gekyk het, dan het hulle die emosie beleef en alles, en die persoon het nou die emosie heeltemal geonderdruk. Het hulle agtergekom dat mense wat die emosie nie onderdruk nie, hanteer spanning beter as die mense wat die emosie wel onderdruk het. En die grootste ding is baie keer dit is so as jou baas jy nou inroep en hy sê nou vir jou, jy het nou 'n bietjie droog gemaak, dit is nou nie die plek om nie die emosie te onderdruk nie. Okay, daar onderdruk jy hom. Want jy kan nie vir jou baas nou sê wat jy nou dink nie. En die grootste gevaar is ons kom in die huwelik en dis 'n veilige, okay, dis die persoon na staan jy kom in 'n verhouding en jy dink, hier kan ek my emosies nou net loslaat. En dit is so, dit is 'n mate van, verstaan jy, dit is so, jy moet die emosie, moet leer om emosie nie so diep weg te bære, dat jy nou maar net gesê, okay, ons gaan nou maar aan en ons leef aan, maar die emosie wel op 'n verantwoordelike manier boontoe te bring. Want hier is die ding, is, as jy net dink aan baie keer aan werk ons met mense wat baie keer sukkel met depressie. Waar kom depressie baie keer vandaan? Dis 'n persoon wat sukkel om uiting te gee aan die emosie wat ek beleef. So ek beleef 'n frustrasie, ek beleef 'n verwerping, ek beleef seer en ek onderdruk dit die hele tyd. En eers kom dit uit in 'n depressie. Weet jy, ons werk met jong mense wat sny, wat hulle arm sny, wat hierdie ding het van ek wil nie meer leef nie, ek haat myself. Daai is 'n teken van 'n onvolwassenheid om die emosie te kan hanteer en nie op 'n verantwoordelike manier die emosie uit te bring en sê, hoe hanteer ek hierdie negatiewe emosie? En dis die gevaar in die huwelik, is ons hardloop rond met emosies en of ek kry myself jammer, want hy het nou lelike goed vir my gesê, so nou gaan huil ek en ek kry myself jammer en ek gaan huil vir soos 'n paar uur lank en ek voel depressief en die lewe is nou verby of ek wil selfmoord pleeg en die ding is ons onverantwoordelik met ons emosies, maar ek glo dat die Heilige Gees is soos jy
Soos die Heilige Gees jou help om emosioneel intelligent te raak, om te begin agterkom, okay, maar hier is nou 'n rooi lig wat nou hier binne flikker. Hoe om daai emosie onder die leiding van die Heilige Gees te plaas, en sy Heilige Gees praat met my in hierdie emosie. En daar is tye wat jou huweliksmaat jou knoppies gaan druk. En jy voel, ek gaan nou hierdie broccoli vat en ek gaan hom gooi. Maar moenie die broccoli gooi nie. Don't do it. En daar's tye wat jy gaan dink, en die van julle wat my nou 'n bietjie ken, ek kom van 'n Nederlandse afkoms, my ma's 'n Hollander, en ons het 'n partykeer 'n bietjie kort humeur. So dan, die Here het met my gepraat. Die Here sê vir my, Emma, ons wil 'n bietjie praat met jou oor jou woede. Want hier is die ding, is, party van ons suppress die woede, party van ons doen nie. So die Here het my gesê, Emma, kom ons praat so 'n bietjie oor jou woede. So jy kan nie net uitlaat nie, jy kan nie net, want dan jy gaan of 3 goed doen as jy nou kwaad is vir jou maatjie. Jy gaan of veg, of jy gaan met hom baklei, jy gaan hom skree, en jy gaan hom presies sê wat jy dink of met die broccoli gooi. Of jy gaan vries, van julle wat partykeer, jy gaan dit beleef, net so jy kan 'n man of 'n vrou wees, soos jy vries, jy weet net nie, hierdie vrou skree nou op my, en soos, wat doen ek nou hier? Soos, wat moet ek vir haar sê? Soos, hier's net niks, soos. En jy dink, en dan as jy nou die vrou is, jou aanskree vir hom, en hy lyk soos 'n klip, hy is soos dood, daar's niks, soos, baklei net met my, sê net vir my iets, sê my wat jy dink. En jy gaan net hierdie emosies, so jy of veg, of jy vlug, of jy vries, of jy gaan vlug, soos as hy nou hier begin lelik raak met jou, wat gaan jy doen? Jy gaan nou in jou kar wil klim, en jy gaan jou tasie nou pak. Ek gaan nou terug na my ma toe. Dan dink jy, nee, ek wil nie met my ma toe gaan nie, nee. Jy gaan maar nou na 'n vriendin toe. En hier is die ding, so een van die 3, so as daai emosie opkom, partykeer is daai emosie so groot, en die van julle wat nie weet, ek weet nie of jy weet wat jou reptielbrein is nie. Nou, jy het 'n reptielbrein net hier agter in jou kop. As jy op 'n, en ek weet hier's mans ook julle, ek weet julle sit ook partykeer met woede, julle wil woede uitbarsting, nou as jy gaan reageer op daai woede, kan dit oorgaan tot in die reptielbrein. Nou, ek weet nie of julle gehoor het van daai ouetjie wat, ek weet nie of dit in Johannesburg was, wat sy familie vermoor het nie. Dis letterlik 'n opgebou van emosies, en waar jy oorgaan in 'n reptielbrein, wat jy letterlik nie bewus is van wat jy aanvang nie. Daai woede oorheers jou sodat jy nie duidelik kan dink nie. You cannot think soberly. En baie keer as 'n emosie so sterk beleef word, as gevolg van seer wat nie gehanteer is nie, seer wat nie genees is nie, kan dit so groot gevaar word, dat dit uit kan eindig op 'n egskeiding, dit kan eindig op 'n familie. Weet jy, my hart is so seer, ek sit die een dag, ek is by besigheid, hulle nooi my na 'n besigheid toe, so nou sit ek so om die boardroom, hulle wil, en ek is genooi om te profeteer, en ek onthou ek sit so, en nou is ek besig om te profeteer oor al die mense by die besigheid. It's 'n groot company, en so, ek dink so 10 tot 15 mense op die tafel, en ek kom by die hoof van die besigheid, en ek onthou ek het daar gesit, en ek het begin profeteer, en die Heilige Gees wys my net op daai oomblik sy tienerdogter. Ek vra vir hom, het jy 'n tienerdogter van omtrent so 13 jaar oud? En onthou ek sit daar, en ek begin te huil, soos ek nog nooit in my lewe. Ek het eintlik so embarrassed gevoel, want ek het gedink, Here, ek moet eintlik nou profeteer, maar nou kan ek nie profeteer nie. Want en natuurlik toe ek nou sit en huil, sit al die mans om die tafel ook saam en huil. Want die Here se teenwoordigheid is daar. En die Here wys my hierdie jong tienermeisie van 13 jaar oud, en sy is in die middel van 'n oorlog. En ek praat nou letterlik van 'n oorlog tussen pa en ma. En die Here wys dit so duidelik vir my, en dat ek huil sodat ek voel Jesus se hart wat stikkend is vir hierdie jong meisie wat besig is om in haar tienerfase in te gaan. En ek sê net vir ek sê, God loves your daughter. En later toe ek vind ek uit dat hierdie man en vrou, hulle is getroud al lank en goed, maar dis letterlik oorlog, dat hy spoeg sy vrou. Dat dis gewelddadig, die woorde wat hulle gebruik, breek af. En wedergebore Christene, maar daar's iets van 'n seer en 'n gebrokenheid, wat daai jong meisie, en ek sê vir jou, dit is vir God belangrik. Daai jong meisie van 13, wat in die middel van pa en ma se oorlog is, ek sê, God takes that serious.
Dis hoekom dat as jy jonk is daar verantwoordelikheid om oor jou emosies te neem. Sê, Here, wat ook al die emosie is, die rooi lig wat opkom, partykeer as hierdie vrou my knoppie druk, of as die taxi my knoppie druk, van woede wat wil uitkom, of my baas, of anger outburst, Here, dat ek verantwoordelikheid vat oor dit, want ek weet, dit verwoes mense se lewens. Weet jy wat, innerlike genesing begin by dit. Begin eers by die identifisering van die probleem, identifisering van die probleem in die huwelik, want anders gaan jy in stilstype in, jy bly stil en jy sê nooit. En die tweede ding is om te sê, Here, maar ek besef, ek identifiseer, maar ek vat verantwoordelikheid. Dat ek sê, Here, ek besef, ek moet verantwoordelikheid vat. Wat ook al dit vat om innerlike genesing te kry in my binneste, wat ook al dit vat om oorwinning oor hierdie ding te kry, ek is bereid om dit te doen. Ek wil gou die skrif, Psalm 4 vers 4 lees, en dis nou oor woede. Okay, dit sê daar, okay, die Afrikaans gaan ek nou eers lees, en dan gaan ek vir jou in Engels ook sê, dit sê daar, sidder, en moenie sondig nie, spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Nou die Engels sê, so toe ek nou so sukkel met my woede, toe sê die Here vir my, Psalm 4 vers 4, en dit sê, in die Engels, dit sê, be angry, so dit sê, God het vir jou emosie gegee, so hy sê, be angry, en dan sê hy, but do not sin. En dan sê dit, go to your bed. So as die mense by die werk jou kwaad maak, dan kry jy vir jou bed ergens, en dan duik jy vir jou bed. Sê, go lie in your bed, and meditate upon your heart. So think about your heart. So dan wat jy doen, jy begin te dink, Here, maar wat, Here, want die grootste ding is wat ons doen, as jy nie daai emosie verantwoordelik gaan hanteer nie, gaan jy mense se lewens verwoes. En jy gaan jou eie huwelik verwoes. Die grootste ding is vat daai emosie, sê, hardloop na jou bed toe, gaan ergens en sê, Here, waar kom hierdie emosie vandaan? Why is this emotion triggering? En vra vir die Heilige Gees om jou te wys, sodat jy oorwinning kan kry oor dit. En voor ek oorgee vir Werner, identifisering van emosionele blind spots. En ons almal het ergens 'n blind spot, wat jy nie bewus is van nie. Die belangrikste is om dit te identifiseer. Nou ek het 'n paar voorbeelde. Die eerste een is stilstype. Stilstype is 'n ding, dis eintlik 'n lafaardsding. Jy's 'n lafaard. Ek moet so ook vir jou gaan sê. Want jy hardloop weg om die emosie te konfronteer. So ek wil nie met hierdie vrou praat nie, of ek wil nie met my man praat nie, ek gaan stil bly, ek wil nie emosioneel met hom kommunikeer nie, want my pyn is te seer, so ek gaan jou nou maar wys, dat jy maak my seer, so nou gaan ek net stil bly en ek gaan jou ignoreer. So daai is 'n blind spot wat jy moet in die lig bring en verantwoordelik wees met dit. Ek het gepraat oor woedeuitbarstings. Goed soos 'n blind spot vir ons vrouens. PMS is 'n blind spot vir ons. So as die PMS monster nou uitkom elke maand, wees bewus van hom. En sê, Here, dit is ek weet is nie ek nie, maar die hormone kom uit. Weet julle hoe amazing is ons vrouens hormone? Die mans het dit nou nie geweet nie, maar julle gaan dit nou verstaan. As ons vrouens in geselskap kom met mekaar, is daar 'n hormoon wat afskei, wat dit vir ons lekker maak. Nou verstaan jy hoekom ons toilet toe gaan saam. En sit en chit. Want dit is so lekker om in die toilet met mekaar te gesels en of te gaan koffie of gaan vroue daar hou, wat ook al. So ons hormone is amazing. Ek meen as jy, weet julle, kyk, as jy nie voor die tyd jou girlfriend se emosies kan hanteer nie, wraggies as sy swanger is, dan, wil ek vir jou sê, eerder nie trou nie. Nou, want as sy swanger is, dan is daai hormoonmonsters deeltyd daar. So be ready for it. Okay. So vrouens, dis jou blind spot, as haar hormone, wees bewus dat hierdie is eintlik net hormone, so, okay, ek wil nou 'n bietjie huil, kry dit uit, onthou dis nie jy nie, dis net bietjie hormone wat 'n rol speel. Dan, kommunikasie, dis maar net 'n paar, daar's eintlik baie blind spot, jy sal weet wat jou blind spot, maar kommunikasie, as jy nie op 'n goeie en weer eens mans en vrouens, leer om goed te kommunikeer. En dan die laaste ding is 'n oorsensitiwiteit. As jy 'n girl is en jy's oorsensitief vir alles, as hy nou hier in die gesprek met jou 'n grappie maak en jy het my nou seer gemaak, is my emosies, verstaan jy, oorsensitiwiteit. Wees bewus van daai balans. Sê, Here, help my om nie oorsensitief te wees nie, elke keer aanstoot te neem as hy nou vir my iets sê. Eintlik bedoel hy dit mooi. Hy het nie gesê ek's vet nie. Ek is nie vet nie. So glo dit. Of hy net dink wat hy doen, hê selfvertroue. Maak nie saak wie hy is en waar hy vandaan kom nie, hê selfvertroue.
kyk, maak seker jy sien jou emosionele blind spot, dat jy hom kan oorwin. Dankie Werner. As ek nou aan, is op die lig, okay. As dit met jou gebeur het, jy het vir iemand nou hoor praat, maar jy verstaan nie 'n enkele woord wat sy sê nie. Dis hoe ek voel elke dag. Elke dag. Ek waardeer julle gebede en ondersteuning. Nou, kyk, die hantering van pynvolle verhoudinge, wat moet 'n ou nou daaroor sê? Daar is net so baie om te sê, mens weet eintlik nie waar om te begin nie. Dalk die belangrikste ding wat ek kan sê, hoe hanteer mens pynvolle verhoudinge? Waar begin 'n mens, moet ek eerder so sê, is, kyk, dit is vir my ook nog 'n skok, maar ek kan al praat van jare se ondervinding en bediening, en ek raak ook nog gryser, en ek het al baie paartjies getrou, ek het 'n pakke huweliksboeke wat nou al deur gewerk is, huweliksregister, so, as ek moet vat my beste of my fynste observasie, oor verhouding en huwelike wat dalk moeilik gaan, kan ek dit sê, ek het al baie gesien, hoe oulike mense, goeie mense, met mekaar oor iets vassit, of wat hulle konflik beleef, oor iets wat ek dink eintlik kleinlik is. En hulle kom dalk by van die beste beraders uit, wat beskikbaar kan wees, maar dit eindig op 'n egskeiding. Ek het ook al baie gesien, hoe paartjies, wat serious issues het, wat rede het om te kla, rede het om pynlik en seer te voel in 'n huwelik. By beraders uitkom wat ek dink dalk nie noodwendig die heel beste huweliksberaders is nie, dalk vir huweliksberading dalk nie die heel geskikste persone is nie. Maar daai huwelike kom daardeur, hulle maak dit. Nou die faktor hier is nie die kwaliteit van die huweliksberading nie, of die grootte van die probleem nie. Dit is, en dit bly maar altyd, die gewilligheid van die twee mense wat in die situasie is. Daar is nie 'n situasie of 'n probleem in 'n huwelik wat nie oorkom kan word, as twee persone dit nie graag wil oorkom nie. As jy vir jouself sê, maar ek wil nie oorkom nie, stel jouself eintlik buite bereik, in 'n sin tot 'n mate, en ek moet dit nie heeltemal verkeerd verstaan nie, ten opsigte van die huwelik, stel jouself buite God se genade, want daai teachability, daai humbleness, is eenvoudig nie daar nie. So dit begin by dit. As mens met daai gesindheid begin, dan kan 'n ou ver gaan. Dan kan 'n ou die pad stap hierdeur. Dan moet ek sommer net nou al waarsku, moenie na my toe kom vir huweliksberading nie. Ek, kyk, hulle sê mos partykeer 'n ou noem, hulle kan van iemand sê, daai ou noem 'n spade 'n spade. Nou, ek lees die Bybel, so ek noem 'n sot 'n sot. Verstaan, want Salomo het nogal baie te praat oor sotte en sottigheid en dwaasheid en sovoort. So ek gaan met jou baie reguit praat, maar eintlik het ek nie die geduld vir hierdie tipe berading nie. Kobus hulle werk nou baie met sulke gevalle. Kobus hulle neem verantwoordelikheid in die gemeente vir baie van hierdie tipe werk, met huwelikspaartjies en sovoorts. Maar ek vind ook dat baie mense vermy dit, selfs voor die huweliksverhouding probeer hulle vermy. Want hulle is altyd bang 'n berader tree op as een of ander tipe regter wat vir jou gaan sê, maar jy's reg en jy's verkeerd. As dit jou vrees is, dan kan ek jou vrees dispel, want 'n goeie berader sal dit nooit doen nie. Sal nooit in daai rol intree nie. Maar so partykeer, maar die feit dat daai vrees daar is, sê vir jou, jy weet eintlik, jy kan waarskynlik vir jouself sê watter areas jy dalk reg of verkeerd optree. As jy net bereid sal wees om die verantwoordelikheid te vat vir daai areas wat jy weet, jy dalk nie reg optree nie, dan kan die situasie regkom. En ek weet ook as jy in 'n moeilike plek is, as jou verhouding in 'n moeilike plek is, dit is altyd vrek moeilik. Mens weet nie waar om te begin nie, die berg voel te groot en te steil, en jy weet nie waar om te begin werk aan hierdie ding nie. Nou, ek kan nie vir jou 'n eenvoudige formule gee wat enige situasie kan oplos nie. Maar ek kan vir jou dit sê, jy gaan nie oor daai berg kom nie. Jy gaan nie deur hierdie situasie kom of hierdie probleem deurwerk of wat dit ook al mag wees nie. As jy nie begin deur nice te wees nie. So hier is my volgende stukkie huweliksadvies. Be nice.
As jy in 'n moeilike plek is, probeer dit net vir een dag. Om nie te reageer op die ander persoon se steke of suggesties of aanklag nie. Wees vir 'n dag net nice. Sonder dat jy verwag dit noodwendig beantwoord hoef te word. Jy is ook in 'n slegte situasie natuurlik as jy telling hou van enigiets. Veral nou, wie's nice en wie's nie nice nie. Wie is nice? Begin daar. Want as jy nie die atmosfeer begin verander nie, gaan jy die probleem nie kan hanteer, uitsorteer nie. En baie keer het die probleem of het 'n probleem in 'n verhouding redelik eenvoudige antwoord. As jy net bereid sal wees om dit te erken. Dit bring ons sommer onmiddellik by 'n volgende punt en ek het regtig nie baie om te sê nie, want soos julle agterkom, Emma praat baie meer as ek. Dit is nou oor die algemeen. En as iemand vir jou sê, my verhouding of my huwelik is ingewikkeld, laat ek dit vir jou ontsyfer. Wat hulle eintlik vir jou sê is, dit gaan baie sleg. Nou wat sê dit vir jou? Wat leer ons daaruit? Wat ons daaruit leer is, dat daar's waarde daarin om goed eenvoudig en gesond te hou. 'n Gesonde verhouding is wanneer goed, ek weet, selfs 'n goeie gesonde verhouding is nie eenvoudig nie, maar dit voel en dit behoort eenvoudig te voel. So bly 'n plek waar jy goed vir jouself en vir jou maat eenvoudig hou. Waar jy dit gemaklik hou. Gemaklik met mekaar kan deel en kan werk en kan praat. Want dan is daar altyd hoop. Mense as jy 'n gesonde plant sien of 'n gesonde hond of 'n gesonde persoon of iets wat gesond is, dit tref jou nie, want dit staan nie vir jou uit nie. Dit lyk net reg en natuurlik omdat dit gesond is. Nou gesonde verhouding is baie soos dit ook. Jy kan nie dalk altyd lekker sê hoe kom al die raadwerk by mekaar nie, maar dit lyk en voel net reg en gesond. Laaste punt met 2 punte miskien wat ek dalk net hier kan byvoeg. En ons moet daarom iets sê oor finansies as 'n mens nou oor verhouding in die huwelik praat. Nou oor finansies het ek net die volgende om te sê. Die lewe is 'n avontuur en finansies is 'n spel. En 'n man en 'n vrou is 'n span. En jy hoef nou nie baie sport te gedoen het om dit te geleer het nie. En hier is die groot les van spansport. 'n Span wie se lede met mekaar beklei, verloor altyd. So, waar jy ook al dan mag wees in die huwelik ten opsigte van finansies, onthou, julle is 'n span. Julle het die verantwoordelikheid om saam te speel. En seker te maak oor hierdie ding word nie issue nie, want daai en dan verloor julle altyd. En daai verloor is baie keer baie groter en baie meer as maar net finansiële verloor. Maar ek kan vir dit vir jou waarborg. Jy verloor dan finansiëel ook. Altyd. En 'n egskeiding het nie wenners en verloders nie. Egskeidings het verloders en verloorders. Altyd. Laaste punt, en hieroor kan mens nie, mens behoort dit dan net eers te noem in 'n geleentheid soos hierdie nie, want daar is eenvoudig nie tyd om te praat daaroor nie. Maar sleutel tot enige verhouding, enige huwelikse sukses, is hierdie een ding, kommunikasie. Om reg en goed te kommunikeer. Nou weer is kommunikasie so moeilik om te definieer en te omskryf, ou weet nie waar moet jy begin en wat moet jy sê nie. Maar gesonde kommunikasie is wanneer albei partye in 'n huwelik voel dat hulle harte word gehoor. Daar word aan hulle belang gestel. Daar word na hulle geluister. Daai is so 'n nodige aspek. Daar behoort tye te wees 'n man en vrou kan praat oor goed, meer as net dag tot dag verantwoordelikhede en die kinders en rekeninge en whatever. Wat ou nog kan dink oor die maar waar sal jy wil vakansie hou as geld nie jou issue is. Want jy kan ook kan praat oor gewone goed. Oor musiek en oor plekke in die wêreld en oor mense wat jy geken het of whatever. Maar ou moet kan praat dat jou hart ook net gehoor kan word. Om daarby uit te kom is, soos ek sê, selfs 'n hele reeks preke sal dit nie opmaak. Mens kan dit nie in 'n geleentheid soos hierdie doen nie. Maar ek kan vir jou sê, wat is 'n aanduiding dat jy nie reg kommunikeer nie? Jou kommunikasie is waarskynlik swak as jy nie reg konflik kan hanteer nie. As jy in konfliksituasies kom, julle noem mekaar name, julle skree op mekaar, julle gooi mekaar met broccoli. Okay. Julle dreig om te loop, julle klim in 'n kar, julle stilstype. As jy op so 'n manier konflik hanteer, dan sê ek nou vir jou, en moenie net iemand anders kyk nie, kyk net, luister net, dink net wat doen jy
aan wat van dit is jy self skuldig? Dan sê ek nou vir jou, jy kommunikeer onvolwasse. Jy kan nie kommunikeer nie, al dink jy kan. Neem verantwoordelikheid, ten minste vir dit, daai gedrag, en kry dit reg. En kommunikasie gaan oor praat en oor luister. Nou, praat, moet jy kan onderskeid tref tussen wanneer praat jy net oor jou emosies, en wanneer praat ons oor 'n verhoudingsding. En dit duidelik teen die maat kan kommunikeer. Want as ons sommer net praat oor ons emosies, dan laat ons maar net 'n bietjie stoom af, ons praat oor die dag. Maar as ek praat oor 'n emosie wat my seermaak en dit betrek vir Emma op 'n manier, dan behoort ek dit duidelik aan haar ook so te kommunikeer. Want anders klink daai twee gesprekke op die oog af, of die oor af, moet ek seker sê, baie dieselfde. En dan kom my luister. Nou, almal van julle is nie so gelukkig soos Emma nie, want ek is 'n luistervraat. Ek kan nie genoeg luister nie. Ek is mal daaroor. Nee, ek spot nou eintlik so 'n bietjie, maar die eintlik baie. Maar dit verg 'n bietjie dissipline. Vir my is praat, vir elke persoon verskil nou seker maar. Maar vir my is praat nie probleem nie, maar luister is so 'n bietjie, want en ek baans is so. Die gesprek begin, dan weet jy waar gaan dit eindig. So jy luister net, verstaan? Jy dink so 'n ander goed. So be present, verstaan? Doen jou bes om teenwoordig te wees by die gesprek en te luister. Soos 'n goeie luistervraat, hè man. Okay. So baie om nou te sê. Ek wil net gou 'n regstelling maak. In ons huis praat Werner en Amy die meeste. Nie Emma en Lucas nie. My dogtertjie is presies soos my man, en die moontjies is gaan die hele tyd so, dit is net nie, die einde nie. So ek vat nie die meeste woorde nie, dis net, ek is net bietjie passievol oor my preek vanaand, as ek die meeste woorde wil vat. Maar net so voor ek op my laaste onderwerp kom, wil ek ook ek wil net 'n bietjie vir die girls ook sê, dis belangrik vir jou om wel, ek glo dat die Here nie net vir jou maar vir jou ook, dat jy finansiëel wys is. Dat die Here vir jou ook 'n verantwoordelikheid gee om finansiëel te saai, om te weet wat gaan aan in jou finansies, om byvoorbeeld, ek gaan nie nou lank, daar's nou so baie om te sê as ons kom by die finansies, maar ek glo as ons kyk self na Spreuke 31 waar Salomo nou praat van sy ma, maar dit praat oor eiendom, verstaan jy? Ek glo dat jy moet geloof hê in die Here as vrou om eiendom te koop, om finansiëel wys te raak, om vir die Here te sê, Here, wat is my porsie in die lewe, en as jy, en dis my piece of, vir my as jy klere skuld het, né? Sny hom vanaand op, okay, sny daai kaart, jy koop nie klere op skuld nie, okay. En dan, vrouens, asseblief, girls, gaan asseblief na Neville se finansiële seminar toe, jy kan nie dit nie bekostig om te trou, sonder dat jy daai kursus deurgewerk het nie. Okay, maar my laaste onderwerp vanaand is, om ek afsluit, is wat ek glo die sleutel is, werklik die sleutel is, in die oorkom en die hantering van pyn in jou verhouding. Ek glo self soos wat ons goed gedeel het vanaand, wysheid gedeel het, goed wat jy kan toepas in jou verhouding, daar is alles belangrik, maar ek glo hierdie is die sleutel tot genesing in enige huwelik. En Artie Kendall het 'n boek geskryf, en ek vat my punte uit sy boek uit, wat jy kan gaan vra by die boekwinkel of jy hom kan kry, maar die boek is getitel Total Forgiveness, volkome vergifnis, en dis nie net die vergifnis wat ons sê, wat ons weet in die kerk, okay, ek weet ek moet vergewe, so, okay, ek moet die kerk ding nou hier doen, ek weet dit nou die regte dinge, eintlik is ek so kwaad vir die persoon, maar ek weet, Here, ek vergewe my pa, ek vergewe my man, so jy weet, jy wil eintlik die kerk ding doen, maar dit gaan nie, hierdie volkome vergifnis, dis nie net vergifnis nie, ek gaan vir jou 'n paar stappe wat Artie Kendall gee, oor volkome vergifnis. Wat dit is, en hy sê tot, as jy op 'n podcast, as jy Apple het, download sommer sy teaching op die podcast oor Total Forgiveness, gaan luister dit, dis een van die beste goed wat ek al ooit gelees het en geluister het na oor Total Forgiveness, en hy sê dat, as 'n huwelik vanaand, as jy vanaand, soos op die punt staan wat jy voel jy wil uit jou huwelik uit, as jy volkome vergifnis, as jy vanaand dit gaan luister en dit gaan hoor, sê hy, dat hy glo vanaand kan jou huwelik herstel en genees.
En ek weet vanaand sit hier dalk persoon en jou verhouding is so bietjie droog gemaak op pad ergens heen. Maar ek wil vir jou sê daar's hoop. Weet jy, ek sit met 'n vroutjie, ek sit eendag met 'n vroutjie, besig met haar dogter. En sy vertel my die storie van hoe haar man in 'n baie slegte verhouding was maar sy hy weet jy, ek het my hoed afgehaal vir haar. Want ek kon sien voor my, sy het hulle te beradingspad gestap en sy wou en sy het 'n wil gehad en sy het werklik volkome vergewe. En nou beleef sy die vrug van 'n huwelik wat hulle geniet, hulle familie, die kinders, nog kinders gekry en jy sien die vrug van wat volkome vergifnis wel kan doen. Nou hier's my 7 punte. Die eerste een op volkome vergifnis. As jy wil weet of jy regtig iemand vergewe, is jy vertel vir niemand wat daai persoon gedoen het nie. Jy vertel vir niemand. En die ding is van vergifnis is dis 'n ding dis nie 'n eendag, okay, jy bid nou hierso saam met ons of jy bid saam met iemand en Here ek vergewe hierdie persoon. Vergifnis is nie 'n eendag gebed nie. Vergifnis is 'n lewenstyl. Beteken jy gaan weer gekonfronteer word deur daai persoon en dis wanneer jy gaan regtig weet en jy gaan daai oomblik gaan jy weer kies, maar ek het hom vergewe of ek het haar vergewe. En as jy deur 'n egskeiding is, dalk is dit jou eksvrou of jou eksman wat jy weet, Here, ek vertel vir niemand wat hulle teen my gedoen het nie. Tensy, hy sê in sy teaching, tensy in die geval van 'n kriminele oortreding, waar die persoon gevaar is vir die gemeenskap, so het sy van in verkrachting of iets wat so tipe iets, en dan sê hy, jy vertel slegs een keer vir die doel, vir beradingsdoeleinde, for the sake of counseling, in die geval om vry te kom, so wat die woord sê, confess to one another and you'll be free. So, en dis net vir een persoon, verder vertel jy niemand. Punt nommer 2, moenie dat hulle bang of vreesbevange vir jou wees of vir die situasie nie. Moenie dit in 'n persoon gesig, moenie dat hulle bang of angs, vir alles iemand weet hulle het verkeerd gedoen, moenie dat hulle bang of vrees. Punt nommer 3, moenie dat hulle skuldig voel nie. Jy heeltyd vir jou man sê, ja, maar jy het dit aan my gedoen. Onthou jy dat jy dit gedoen, onthou jy dit en dit en dit, en jy laat hulle heeltyd skuldig voel, want eintlik, want wat is vergifnis? En dis nou nie aartikel, dis nou my line hierdie. Dis nou nie aartiese line nie. Vergifnis, ek gaan dit in Engels sê, forgiveness is giving up your right to put your side to the situation. It's giving up your right to put your side to the situation. Jy gee die reg op om jou kant te stel. Want as jy seer beleef het, as iemand jou iets aangedoen het, as jy ergens aansit geneem het, wat wil jy doen? Jou eerste reaksie is, maar ek wil jou wys. Ek wil vir jou sê, het my seer. Ek wil jou laat skuldig voel. Ek wil myself jammer kry, ek wil vir jou sê. En daai is so belangrik. En dan punt nommer 4, jy beskerm hulle reputasie en respek van mense. Jy gaan nie na jou vriendinne toe en vertel vir hulle wat jou man gedoen het nie. Ook nie vir jou ma nie, ook nie vir jou pa nie. Jy sê nie vir mense, want jy beskerm hulle reputasie. Weet jy wat die grootste ding is in my wêreld, verstaan jy, daar's tye, verstaan jy, wat mense partykeer met kommunikeer, en daar's goed wat jy vir mekaar wil sê, en daar's partykeer moeilik goed wat jy met deurwerk, maar die grootste ding is jy beskerm mekaar. Dis daai een ding wat jy glo, jy beskerm mekaar. Punt nommer 5, jy beskerm hulle grootste, donkerste geheim. En party van julle, soos ek praat, is dalk nie net in die huwelik nie, dalk nie net in 'n verhouding nie, maar dalk iemand in jou verlede, dalk 'n ex, dalk iemand wat jou seer gemaak het, dalk in besigheid. Jy beskerm hulle van hulle grootste, donkerste geheim. Punt nommer 6, dis 'n lewenslange vonnis. Dis 'n keuse wat jy maak vanaand, wat jy sê, Here, ek glo in dit, ek leef by dit, en as die temptasie weer kom, weet ek, U Heilige Gees gaan met my praat op daai, en ek vertrou U Heilige Gees sal my oortuig op daai oomblik, as die versoeking kom, om weer te praat. Dis 'n lewenslange ding wat ek kies. En die laaste punt is, jy seën hulle. Jy seën hulle, en dis nie 'n ding van, okay, Here, ek seën hulle nou, en mag met hulle goed gaan, maar eintlik is ek nog kwaad in my hart. Jy spreek werklike seën. Here, hierdie persoon wat my seer gemaak het, Here, ek wil hê dit moet goed gaan, ek seën hulle finansies. As ek ingedoen is deur 'n besigheidsvernoot, Here, ek seën hulle finansies. Here, ek seën hulle huwelik, ek seën hulle kinders. Ek seën hulle verhouding met U. Ek spreek daai seën oor hulle uit. Ek wil met 'n werklike hart hê dit moet goed gaan met hulle. En weet jy wat
Die vrug van vergifnis is jy is vry. Dat jy kom op 'n plek wat jy volkome vry is. En weet jy wat, dis daai plek wat jy nie jou kant al kan stel nie. Ek onthou ek het eendag so gesit en ek kom by die huis en ek was besig om deur 'n situasie in my lewe te werk waar daar soveel aanklagtes was en ek kom by die huis en Werner praat so iets oor die situasie weer en ek het regtig, ek het vir 6 maande die kerk vergifnis ding probeer. Ek het gesê, Here, ek vergewe, elke keer as sien ek die persoon, Here, ek vergewe hulle. Maar elke keer as ek alleen is, dan kom die aanklagtes net in my kop terug en ek onthou op 'n punt gekom wat ek net vir Werner gesê het, ons was nog in ons eerste huis gewees en vir hom gesê, liefie, laat ek wil net vir 'n oomblik alleen wees. En ek onthou ek het so op ons ou klein meentuisie se kombuis se vloer so gaan sit en ek het gehuil. En ek onthou die Heilige Gees het vir my daai middag so duidelik gesê, Emma, jy voel jy kon nie jou kant stel in die situasie nie. Want toe ek deur hierdie tyd gaan, het die Heilige Gees net vir my gesê, Emma, wees stil, just don't justify yourself. Moenie jouself regverdig maak, moenie sê, moenie jou kant stel in die situasie nie. En toe daai waarheid, toe die Heilige Gees het my sê, toe ek besef, maar dis hoe ek voel. Ek kon nie vir die mense sê, maar dit was nie waar nie, dis nie wie ek is nie, dis nie hoe dit was nie, toe ek voel, ek kon nie my kant stel nie, toe ewe skielik, toe ek vry. Toe kom die genesing in my hart, en toe kan ek in vryheid loop, en die persoon volkome vergewe. Amen. Amen. Dankie, kan ek vra die aanbiddingspan, julle kan opkom, was net te veel om te deel, want dit is interessant, dit is my opvallend eintlik. Die Bybel begin met 'n huwelik, 'n man en 'n vrou, God se teenwoordigheid, saam as een vlees. Die Bybel eindig met 'n huwelik, Jesus wat terugkom vir sy bruid, sy kerk, ek en jy. Dit van al die metafore, van al die maniere wat God sy verhouding met ons kan stel, is daai metafoor so kragtig. Dit raak aan so baie. Dit sê vir my en jou so baie. Die profeet Hosea, die Here 'n profesie laat lewe. Hy moes met Gomer trou, 'n vrou wat 'n prostituut was. Hy moes haar koop en vir homself neem en met haar trou. Later toe sy wegloop, moes hy haar gaan haal, waar sy besig was om ontrou te wees. Haar weer terugneem as sy vrou. Die Hosea se lewe, die Here vir Israel gesê, so is my getrouheid teenoor jou. Selfs al is jy ontrou, ek is getrou. Is dit nie mooi, dink aan jou situasie, waar jy dalk seer gekry het, of ter iemand te nagekom is. Die Here sê, miljoen keer meer het ek en jy hom te nagekom, self ontrou bewyse gemaak teenoor hom. Hy elke keer het hy ons kom haal, om getrou bewys teenoor ons. Vanaand, ek gaan daarmee eindig, en vanaand is ook ons doopdiens. As jy hier is vanaand, jy wil gedoop word, dan wil ek graag hê dat al die doopelinge, al die doopkandidate, by sommer onmiddellik na die diens, dat we daar 2 glasvensters sal ontmoet, is die moederskamer, so net so 'n paar minute tyd saam spandeer, waarin ons sal deurgaan in die doopbad toe. Verder, as jy behoefte het om gebid te word vir enigiets, is jy welkom na die tyd net hier voor te kom. Die leraars en bedieningspan sal hier voor wees. En dan sê ek maar net weer vir al die besoekers agter die kafeteria, dis besoekerslokaal, as jy graag na die diens daar wil ontvang. Kom ons staan saam en ons sluit af met 'n laaste lied. En hiermee rig ons harte na die Here toe. Dankie.
persoon hier aan die op. Vader, en daarmee saam, elke huwelik, elke huidige huwelik en elke toekomstige huwelik in hierdie auditorium. Here, mag elke huwelik, elke lewe hier, tot een doel wees. Dit is om U te verheerlik, U naam groot te maak. Here, mag ons lewens vir U al die eer bring. Dra elkeen aan U op. Vra vir U seën, vir U guns, vir U beskerming. In Jesus naam. Amen.